Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Die liedjeskrywer en sanger Leonard Cohen het 'n lied geskryf met die naam Halleluja. Nou, baie mense dink dis 'n geestelike lied, terwyl dit nie is nie, maar hy begin hierdie lied met Dawid, wat hy sê, nie net met sy lewe nie, maar met sy musiek en sy sang, God se lof besing, God se naam groot maak. Maar hoe hierdie lof van God gebreek word die dag, toe hy oorspel met Batsheba pleeg. En sy hallelujas 'n gebroke halleluja word. Op 'n manier beskryf Cohen maar net die menslike kant van die storie van die Bybel. Ons menslike, gebroke hallelujas in ons navolging van God. Kom ons dink vandag aan ons teksgedeelte uit Markus 11. Stel jou vir 'n oomblik voor, jy's in Jerusalem. Dis 'n week voor die Joodse Paasfees, die heel belangrikste fees in die Joodse kalender van die jaar. Mense is besig om van heinde en verre Jerusalem in te stroom. Jerusalem is in rep en roer, oral is daar mense. Die Paasfees is die fees wat die Jode elke jaar herdenk, hoe God hulle op 'n magtige manier uit slawerny uit bevry het. Stel jou voor kinders wat saans met groot oë na hulle ouers sit en luister hoe hulle vertel stories van hoe God gekom het en vir Moses gesê het, gaan na al die familiehoofde toe en die huisgesinhoofde en sê vir hulle dat hulle 'n 1 jaar oue lam moet slag en die bloed moet vat en dan die deurkoeslyne moet smeer, omdat die doodsengel daardie nag sou verbygaan by elke huis. Maar die engel sou verbyhou by die huise waar dat bloed aan die deurkoeslyne gesmeer is. En hoe daardie nag geen Israeliet omgekom het nie, maar elke eersteling van die Egiptenare gesterf het. En hoe die ouers dan vir hulle kinders sou verduidelik dat Israel nou weer in so 'n slawerny situasie is. Hulle slawe van die Romeinse owerhede is. Maar hoe hierdie selfde God wat hulle uit Egipte uitgelei het, ook beloof dat eendag daar 'n Messias, 'n redder uit die lyn van Dawid sal kom, om hulle te kom bevry. Intussen is daar gerugte wat die ronde doen dat Jesus van Nasaret, dat hy hierdie wonderwerker, agter wie so baie mense aanloop, dat hy jou moontlik die Messias is wat hulle moet verwag. Aan die ander kant is daar weer die skrifgeleerdes en die fariseer, die godsdienstige leiers van die dag, wat agteraf plannetjies maak om van Jesus ontslae te raak, omdat hulle nie van hom hou nie, omdat hy hulle wette en hulle praktyke kom uitdaag. Maar op hierdie dag wen die opwinding oor die nuwe koning uit die lyn van Dawid, wat aan die kom is, wat gekom het, want iemand het gesien hoe Jesus van Nasaret op 'n donkie Jerusalem inkom, en die skrifgedeelte van Sagaria 9 het by hom opgekom, waar sê, juig Jerusalem, jou koning uit die lyn van Dawid, kom op die rug van 'n donkie. Hy het geweet, dis hier, die tyd is ryp, dis die Messias, en hy roep toe uit, die Messias, die koning uit die lyn van Dawid, is hier. Ek sien hoe 'n man langs my sy hemp uittrek en dit op voor die donkie neergooi, hoe mense begin om takke af te breek, palmtakke, en voor die donkie neer te gooi, en hoe 'n skare begin sing, loof die koning uit die geslag van Dawid, die een wat moes kom, die Messias, halleluja, prys sy naam. Ons weet ook egter hoe hierdie storie eindig, met nog 'n optog van Jerusalem. Hierdie keer nie in Jerusalem in nie, maar uit Jerusalem uit. Jesus wat 'n kruis dra, en dieselfde skare wat skree, kruisig hom, weg met hom. Ons het nie 'n koning nie, ons het net een leier, dis die keiser. Hierdie teksgedeelte herinner my aan ons gebroke halleluja, in ons navolging van Jesus Christus, in ons navolging van God. Baie maal kan ons opgewondenheid oor God nie wegsteek nie, veral Sondae, so saam met ander medegelowiges by mekaar is, of dalk iewers deur die week by 'n Bybelstudie. Maar ander dae, as ons dalk tussen 'n klomp mense is wat nie vir Jesus herken en vir God herken is, koning nie, dan ons dalk in die posisie waar ons
God verloon, nie deur dit wat ons sê nie, maar dalk dit wat ons nie sê nie. En dan is daar ook geleenthede in ons lewe wat ons dalk, na aanleiding van omstandighede wat ons nie verstaan nie, dinge wat sleg gaan met ons, eerder voel nee, weg met hom. Ek gaan eerder sonder hom. Ons geloof is op sy heel beste 'n gebroke geloof. Vol val en opstaan. Aan die einde van verlede jaar verskyn 'n artikel in die rapport van een van ons kerkleiers wat na alle jare van diens in die kerk by die punt gekom het waar hy voel hy kan nie meer glo dat God bestaan nie. Ek kan nie vir julle vertel hoe die artikel my ontstel het nie. Ek kon nie verstaan hoe is dit moontlik dat iemand wat sy hele lewe lank vir God gedien het en vir ander mense opgeroep het om vir God te dien, hoe is dit moontlik dat so 'n persoon by die punt kom wat hy glo dat God nie bestaan nie. Aan die ander kant was daar hierdie diep ontsteltenis in my oor wat as dit met my sou gebeur? Wat as ek die een is wat na soveel jare aan die einde van my lewe kom en sê, maar God bestaan nie. Ek weet dat daar in my lewe baie geleenthede is waar ek ook sou kon kom, waar die geloofslandskap vir my so vreemd en so onbekend is, dat dit vir my moeilik is om vir God daarin te sien. Dat dit vir my moeilik is om te sien dat God daar is. Dat ek ook by so 'n punt sou kon kom. Maar die moeilike dan is dat, sê maar ek sou besluit op daai stadium, daar's nie 'n God nie. Sou die vraag wees, wat moet ek dan maak met die verlede? As ek terugkyk op my lewe, wat gaan ek maak met hierdie dinge wat in my lewe gebeur het, waarvan ek oortuig is, net God so iets kan laat gebeur? Wat sou ek maak met die historiese getuienis van Jesus, van sy lewe, van sy kruisiging en van sy opstanding? Wat sal ek maak met die skare van geloofsgetuienis wat daarna gepraat het oor die teenwoordigheid van 'n lewende God? Daar's sekere tentpenne in my geloof wat net te diep ingekap is, dat ek dit sommer net kan uittrek. Daar's sekere van hierdie geloofstentpenne wat makliker sal uitruk as die storm woed en ek onseker raak en ek benoud raak. Maar daar's van hulle wat net so vas is, dat ek hulle nie sal kan uittrek nie. En dis waarna ek vandag wil beweeg, is die vraag na, wat is die geloofstentpenne, wat jou geloofstentpen in die grond anker? Die tentpenne wat maak dat, as die storms woed, jou geloofstent nie sal omwaai nie. Soos enige ander tent, as hy met meer tentpenne vasgekap is, stewig vasgekap is die kans dat die wind hom gaan omwaai baie kleiner. Daar mag dalk 1 of 2 tentpenne loskom, maar daai tent sal staan in die storm. Net so, wat is die tentpenne, geloofstentpenne, wat jou geloofstent reghou? Vir my is daar veral 5. Die eerste een is die skrif. God se woord is net vir my die mees aangrypende storie van die mees ongelooflike God en die grootste liefdesverhaal ooit, van 'n God wat sy mense so lief het, dat hy bereid is om alles te gee, homself te gee, om hulle te kan behou. En hierdie storie, dit wat ek in die Bybel lees, is net so kongruent. Dit pas net so in by my persoonlike ervaring van die lewe. En in hierdie Bybel, hierdie woord van God, leer ek nie net vir God ken nie, maar leer ook myself ken. En ek leer op 'n manier hier om te lewe, op 'n manier wat as ek andersins nie geweet nie, sou ek uitgemis het. Dan is daar natuurlik tweedens, die natuur. Nou die skepping, en al sy kompleksiteit, sy ritme, sy diversiteit, sy fyn detail, roep net vir my uit, dat daar 'n God is. Die geloofsprong wat ek sou moes maak, as ek sê, daar is nie 'n God nie, op grond van die skepping, sou vir my te groot wees. 'n derde is, natuurlik my eie ervaring. Daar sekere dinge, gebeurtenisse in my lewe, wat ek net nie kan misken nie,
En die enigste manier wat ek dit kan verklaar, is die teenwoordigheid van 'n persoonlike en 'n betrokke God in ons lewens. Buiten die ervaring, kom ons haal die emosionele deel reg, en ons gaan kyk net bloot na rede, die 4de tentpen. As ek al hierdie dinge in ag neem, die skrif, die natuur, my denke rondom die natuur, hierdie ervaring, as ek logies daaroor dink, nie emosioneel daaroor dink nie, dan kom ek by die gevolgtrekking uit, dat God daar is. Hier laastens is die 5de tentpen wat my geloofstent anker, die tradisie waarin ons deel is. Ons is besig om Paasfees te vier. Oor tyd heen het mense hulle ervaring van die God van die Bybel nie net oorvertel nie, maar ook neergeskrywe. 'n Storie van die belyning van wie God is. En 'n storie wat op 'n manier so ooreenstem, dat 'n mens dit net nie anders kan verklaar as eg en waar nie. Nou hierdie is my geloofstentpenne, wat op 'n manier my geloofstent anker. Ek wil jou uitnooi om te gaan dink oor wat is jou geloofstentpenne. En om uit te daag, as jy dalk net een van hierdie geloofstentpenne het, om vir God te vra, maar Here, wys my ook, vat my op 'n reis, waar dan nog geloofstentpenne is, wat U kom inslaan, wat my geloofstent sal kan anker, vir altyd die storms van hierdie lewe. Terug by ons gebroke hallelujas. Jesus Christus het ons gebroke hallelujas gesien op die dag van sy intog in Jerusalem. Maar God dank, dat 5 dae later toe in 'n kruis hang, dat hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Neem my lewe, eerder in die plek van hulle sin. Deur sy liggaam, wat hy gebreek het, dat hy ons gebroke hallelujas kom herstel. Wat 'n voorreg het ons nie hierdie week om Paasfees te kan vier, om Paasfees te kan ingaan met al sy drama en al sy benoudheid en al sy angs, maar ook in al sy glorie. Mag dit 'n ongelooflike en 'n onvergeetlike Paasfees vir elkeen van ons weet. Amen. Hallelujah, hallelujah.